Experiment 1 word herhaal deur soveel gram suiwer verpoeierde aluminium te gebruik. So in experiment 1 het ons gehad 'n konsentrasie van 1 en ons het gehad die massa van die aluminium was 0,5 gram, maar die aluminium was 'n strook, 'n stukkie, 'n lint. En nou in experiment 3 is die konsentrasie nog steeds 1, want ons vergelyk 1, hulle sê toe is die konsentrasie nie anders nie, en die massa is nog steeds 0,5 gram, maar nou het ons aluminium poeier. Ok, goed. Nou vra hulle vir jou, hoe sal die volume wat geproduseer word vergelyk met die wat in experiment 1 geproduseer is? Kies uit groter as, kleiner as of bly dieselfde? Of gelyk as? Gelyk aan. Hoekom gelyk aan? Want die konsentrasie en die massa bly. Thank you. Ok, nou sê hulle vir jou by 22.2. Kurwe X is die Maxwell-Boltzmann distribusie of verspreidingskurwe vir 'n reaksie onder stel reaksietoestande. So nie vir die reaksie, nie vir 'n reaksie, so enigiene. 'n verandering is aan een van die reaksietoestande gemaak om kurwe Y te kry. So hierdie is X en daar is Y. Nou vra hulle vir jou, watter verandering is gemaak om Y te kry, MW? 'n toename in temperatuur. Jy kan nie net sê verander temperatuur nie, of temperatuur nie. Jy moet spesifiek sê wat. 'n toename in temperatuur. En dan 22.2.2 Louis Henry gee rede vir jou antwoord. By hoë temperatuur is daar meer kinetiese energie. Hoë temperatuur is daar meer deeltjies het meer kinetiese energie. Ok, nou dit tel net 1 punt, so hulle wil hê jy moet daai konsep verstaan dat die kinetiese energie is meer, die kinetiese energie skuif na regs. Ja, wat wil jy vra? Kan jy net sê die piek het geskuif? Jy kan sê die piek. As net dit, het jy nie dit gesê nie. Ja, die piek het na regs geskuif. Dis mos al wanneer die piek regs is. Ja, nee, maar hulle wil hê jy moet hierdie goeders link met mekaar. As hulle nou gevra het, hoekom sê hulle maar, gee rede vir antwoord en verduidelik hoekom die vorm verander het, dan moet jy sê die hele piek skuif na regs, want die deeltjies het 'n hoër kinetiese energie. Dan kon jy daar gesê het. Ok. Goed. Nou